anybody's paying more attention to your child than you have a problem. Several schools have been linked to a criminal investigation that exposed a ring of alleged predatory teachers and sporting coaches. These perpetrators are somebody that we would like. He was kind of a teacher that every boy loved. It happens in an environment filled with power, secrecy. If I speak out, I betray the brotherhood. Boys don't want to be seen as weak. You're the man. And that's where one bad thing led to another. You can only have these things happen in a school if the kids already thought, well, this is just normal. So it's like a cult. There was no care about what happened to the kids. And that was to try and protect the school. You're supposed to protect the children in the school. Ons het sopas gekyk na die lokprent van School Ties wat vir 'n Emmy-toekenning benoem is vir beste dokumentêr. Die vervaardigers Al Oosthuizen en Wim Stein is hier om ons meer te vertel. Baie welkom aan albei van julle. Dankie Elsa. Goed, hoe het die idee vir hierdie reeks ontstaan en hoe het die vroeë navorsingsfase gelyk? Ja, ons moet lank terugdink. Hierdie het ons het begin met produksie met hierdie in 2023. Ja. En dit het ons net so oor die jaar gevat om hierdie produksie klaar te maak. So ons navorsing gedeelte op 'n dokumentêr is nogal baie intensief. Dit vat ons baie tyd. Daar's 'n klomp mense op die projek. Dit het ontstaan as 'n idee en ons het toe van daar af uitgebou na 'n 4 episode dokumentêr. Net oor die idee. So ek dink op daai storie met daar's Dion Wiggett's in My Only Story. Daar was goed en artikels en reportage en podcasts op daai stadium. So ons het ook met Dion gewerk op een van die episodes en op die reeks. Maar ek dink waar dit vir ons vandaan gekom het is ons maak dokkies en dokkies moet 'n verskil kan maak. Dit moet of 'n verandering of soort van bewussyn skep rondom sekere scenario's. En ek dink deur al daai goed bymekaar te trek, was dit vir ons belangrik om te kyk, beide van ons het ook kinders. So ek dink sodra jy in daai realm in beweeg, wil jy wil 'n beter lewe skep vir jou kinders. Ja. So dit was deel van die beweegrede en dan nou om harde gesprekke rondom die skoolstelsel en hoe goed werk soms in skole en in Suid-Afrika te hê was vir ons belangrik en om impak te kan hê met wat ons doen. Jy verwys na iets soos bewusmaking. So hoe hoop julle sal hierdie dokumentêr daai gesprek rakende die beskerming van kinders in Suid-Afrika beïnvloed? So ek dink vir my baie mense was baie ontstel toe hierdie uitgekom het. Dit het laas jaar begin uitsaai. Dit is steeds op Showmax beskikbaar. As enige iemand dit wil kyk, ek dink enige iemand moet dit kyk. Elke ouer moet dit kyk. Elke ouer moet dit kyk. So ek dink daar's baie mense wat baie kwaad was daaroor. Wat wel uitgekom het is mense is verskriklik braaf. Van die ouers wat daar in die stories deel van die victims, van die mense wat slagoffers was, het met ons gepraat. So om vir iemand te wys dit is okay om daaroor te praat, het gebeur. Daar was baie engagement met die Suid-Afrikaanse groep van skole. Daar's alreeds impak daarna. Water Polo South Africa het anonieme telefoonlyn gelons waar enige scenario aangemeld kan word en dan die engagement wat ons met SAIS gehad het rondom die vereniging wat alle onderwysers verteenwoordig. So daar's definitief alreeds prosesse wat gebeur het in die laaste 6 maande. En ek dink dit is belangrik vir elke ouer om hierdie te kyk en ook kinders wat oud genoeg is om dit te kyk, sodat hulle ook kan leer om die tekens te sien. Sou hierdie met jou gebeur het, want hierdie ding kom soos 'n skelm in die nag na jou. Jy besef nie wat is besig om met jou te gebeur nie. Op daai noot, ek meen een van die groot temas in School Ties is die kultuur van stilswye in skole. So was dit moeilik om so iets oop te vlek?
Dit was moeilik. Die skole het eers op hulle agterpote gespring as ons hulle genader het. Van die skole het toe ingestem om met ons te gesels en toe besef hierdie is 'n ding wat goed is vir die skole en die kinders. En veral omdat ons meerderheid gewerk het met seuns en seuns is geleer hulle moenie praat nie of dit moet stilgehou word en ook die grooming wat gebeur van die onderwyserskant af, dit is 'n geheim. Daar mag nie daaroor gepraat word nie. So dit het baie emosionele werk vereis van ons. Ek dink mense dink ook dit is grooming van skoolseuns. En ja, daar gebeur grooming across the board. Seuns, meisies, by enige skool. Wil ek sê, sonder dat mense dit soms besef, maar dan is daar scenario's waar dit baie spesifiek gedoen word. En mense dink, dit is net die kinders, dit is nie, dit is die ouers ook. Die ouers So, die ouers besef ook nie wat besig is om te gebeur nie. So as jy net 'n idee het van hoe dinge kan uitspeel, kan dit jou heel moontlik help om goed vroeër raak te sien. Ja. Die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal, maar ek dink ek wil op daai noot net elke persoon aanmoedig om dit dan wel te gaan kyk, soos wat julle sê, ouers en kinders wat sekerlik oud genoeg is om dit te kan kyk, en hulle sê dit is op Showmax beskikbaar. Ja. Baie dankie vir die moeite dat julle hier by ons kom kuier het om ons meer te vertel. Dankie Elsa. Dankie Elsa. Nou ja, bly ingeskakel want net hierna kuier Elof in die ateljee en dit om oor 'n splinter nuwe enkelsnit te gesels. En ek weet nou nie of Pieter al sy country wiki op het nie, maar jy sal maar ingeskakel moet bly om dit te beleef of te sien. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is.